Eendag, lang gelede, op boer Stefaan se plaas, in die tyd toe hy pryshoenders gehad het. Sy hoenders was vet, rond, mooi, die mooiste kleur vere, van hulle was so rooi soos Tant Miem se rose, van hulle was so swart, soos die nag as daar nie 'n maan is nie, van hulle kamme was so rooi soos die binnekant van 'n wart lemoen. Die mooiste hoenders, die witste vere het van hulle gehad. Een van hulle het gelyk soos 'n gemmerkat en hulle het daai hoender Gemmerlemmer genoem. Gemmerlemmer was 'n grapjas. Hy wou altyd 'n sirkushoender gewees het. As hy 'n bottel op die grond sien lê, het op die bottel gespring en hom gerol terwyl hy bo bly. Nie eens afgeval nie. As klein faantjie of klein alles kom speel het en hulle het 'n bal buite gelos, het hierdie ou Gemmerlemmer op die bal gespring en op die bal gehardloop sonder dat hy afval. Julle Gemmerlemmer het aardwurms uit die grond geput, saam met mieliepitte en dit tussen die vere van sy vlerke in die lug gegooi en hulle gevang. Hoog en laag, julle, die diere het gehou van Gemmerlemmer. Nou een aand, laat, toe is daar verskriklike gekekkel van die hoenders en dit is net lawaai en stof en vere trek en wagter hoor daar's jakkalse op die werf, maar hoe het hulle ingekom? Hy hardloop nader, maar toe hy daar kom, weg is Gemmerlemmer. Die jakkalse het hom gevat. Hoe gaan hy vir Gemmerlemmer kry? Dadelik het hulle rond gekyk. Niks. Volgende dag het almal gewonder en gekyk of hulle vere kry van Gemmerlemmer. Maar daar's nie vere nie, ook nie bloed nie. Dalk leef Gemmerlemmer. Hulle hoop so. Die diere was versigtig daardie nag en baie hartseer, almal het verlang. En toe dit aand word, het al die diere vroeg gaan slaap, want hulle het na Gemmerlemmer verlang. Dit was nie lank nie. Of daar was 'n geskarrel in die hoenderhok. Verskriklik vere en stof en kospak met mieliepitte wat skiet. En wagter het dadelik gegaan en hy sien as 'n jakkalse. Julle, hy jaag daai jakkals om die hoek by die Vullishoop. Weg is daai jakkals. 'n Wagter kon hom nie kry nie. Hy het 10 kere om die varkhok gehardloop. Geen jakkals nie. En 'n hennetjie was weg. Die dier het dadelik gewonder, waartoe verdwyn die jakkalse? Waar kom hulle vandaan? Niemand weet nie. Sluip hulle en vlieg hulle in met valskerms? Wel, die volgende oggend besluit wagter, dis tyd dat ons sien waar hulle inkom. Die jakkals het om die hoek gehardloop by die varkhok, hier by die Vullishoop. En net verdwyn. So dis tyd om die werf op te ry. 'n die-mekaar plek hoort nie op die plaas nie. Gou-gou die diere gehelp. Al die vullis opgeruim, op 'n hoop gegooi. En die laaste ding wat wagter optel met sy bek, is die asblik se deksel. Toe hom optel, sien hy, hier's 'n gat in die grond. Waartoe gaan hierdie gat? Hy het al afgespring in die gat. En dit was donker, maar hy het gesniffel. En hy het jakkalse geryk. Jakkalse was definitief hier gewees. Hy het 'n eind afgedraf en toe hy uitkom, is hy aan die ander kant van die draad. En hy sien net so onder die bultjie die jakkalsnes. En geweet, hierdie is hoe die jakkals op die werf kom. Hy het 'n plan. Vinnig terughardloop in die tonnel, uitgekom by die werf. En hulle die hoenders almal in die stal gaan sit, bo in die dak. Die hoenderhok geskuif tot oor hierdie gat en die deksel aan die een kant laat lê met 'n tou om te trek en die gat toe te maak. Maar hulle wil die jakkalse lok, maar definitief nie die hoenders in die hok hê nie. So ou wagter roep daar vir ou Lemmetjie die kat en sê, ou Lemmie, gaan haal bietjie vir ons 2 verekussings daar in die huis. Dit sal die jakkals laat dink hier's hoenders. Dan gaan hulle kom. Wel, ou Lemmetjie het vinnig gegaan en die kussings gaan haal. Hulle die kussings oopgeskeur, die stoute diere, en die vere in die hok vol gegooi. Julle, in daai aand het wagter onder die asblik gewag en lê. En hy het gehoor hoe vroetel die jakkalse en spring daar
7 jakkalse in daai hok, toe die laaste een in is, trek hy die tou, en die deksel val oor die gat. En die jakkel is vasgekeer. Julle, dis net stof wat spat, en vere van stikkende kussings, en boer Stefaans hoor die geraas, want hy kom wonder wie vang nog van sy hoenders. Hy storm by die huis uit met sy verskriklike skerp flitslig, en toe hom aansit en in die hok skyn, sien hy 7 jakkalse. En was hy nie trots op hierdie ou wagter nie. En hy kyk vir die jakkalse en sê, ja, julle skeer my kussing. Julle skeer tant Miem se kussing. Ons gaan vir julle pak slaag gee. Hy gryp 'n sambok en gee daai jakkalse die grootste pak slaag van hulle lewe. Kata, en jy hoor net jakkalse die hele aand lank chunk hulle. En boer Stefaans help hulle die hoenderhok terugsit op sy plek. Toe hy wonder waar's jagter. Raai wat? Terwyl boer Stefaans die jakkalse pak slaag gegee het, wagter weghardloop na die jakkalsnes toe. En in die jakkalsnes het hy vir ou Gemmerlemmer gekry en 'n wit hennetjie. Reg vir môreoggend se eet, maar nog lewendig. Hy het hom op sy rug gelaai en teruggedraf plaas toe. En toe al die diere dink, ou wagter is weg, waar's ou wagter? Kom hy ingedraf met Gemmerlemmer wat sy vlerke wyd sprei en vir al die diere skree, kyk hoe vlieg ek julle, kyk net hier, kakakaka. En al die diere het daai hele aand geniet hoe ou Gemmerlemmer weer sy toertjies uithaal. En wagter het rustig voor die kaggel geslaap van boer Stefaans en geweet, vanaand kom daai jakkalse nie terug nie.